Hallo en welkom na my leespad van my assessering. Ek is Sarika Meiman en ek gaan vanaand die laaste hoofstuk lees van Die Stormkind. Laat ons begin. Daar bly al jare lang nie meer iemand op die plaas in Tankwa, Karoo nie. Dit word bevolk deur klipspringers en repokke en duikers en klippe en blomme in die vroeglente as dit goed gereën het. Ou Storm en ouma Lien kom nog soms hierheen in sagter maande as dit nie te erg warm of te koud is nie. Hulle maak die deure en luike van die huisie oop, jaag die spinnekoppe en stof met 'n besem by die deur uit en maak vuur en groot doringsstompe en groot vuurherd. Ouma Lien en Jana sit op 'n kombers in die oepietjie in die klipveld in 'n eentjie weg van die huis. Rakka het langs hulle aan die slaap geraak. Hy kreun in sy slaap. Hulle het ou Storm en klein Storm by die huis gelos. Hulle sit nog by die takvuur wat klein Storm aangepak het nadat hulle die vleis gebraai het en geëet het. Dit is 'n donker maan. Die melkweg lê in 'n dik roomstreep oor die lug. Die hele naghemel tril van die sterre. Ouma Lien gaan lê op die naad van haar rug. Jana doen dieselfde. Jana het net hier waar ons nou lê, het Lentjie Stamboom se maatjie se huis gestaan. Ek het baie nagte saam met haar voor haar deur van 'n huisie gesit en na die sterre gekyk. Dit is sy wat my gewys het hoe om te kyk waar die groot jagte is, en die skorpioen en die suidekruis. Vanaand kan ons die skorpioen mooi sien. Sien jy daar? Ouma wys met haar hand in die lug. Daar is sy twee knypes, daar is sy lyf, daar krul sy stert om met die gifpotjie aan die punt. Party mense sê dit is die juweeldosie, omdat lyk soos 'n klein boksie vol blink diamante, maar vir my kan dit niks anders wees as 'n skorpioen se gifpotjie nie. Jana volg haar ouma se wissende voorvinge. Sy kan die skorpioen duidelik sien hang in die lug. Vir 'n lang ruk lê hulle net en kyk na die juwele in die nag. En toe, sonder waarskuwing, is daar 'n verskietende ster. Dit brand met 'n helder vuurpan deur die lug. Ouma Lien probeer konsentreer om te kyk waar die ster gaan val. Maar toe hoor sy dit en sy vergeet om te kyk waar die ster presies geval het. Sy en Jana hoor dit gelyk. Die sagte murmeling van stemme, vrouestemme. En toe het die klokhuilde lag van Yuri en Lentjie, Letty en Deirdre. Dankie graad 4. Ons het nou net die laaste hoofstuk gelees van Die Stormkind. Nou in elke hoofstuk of elke storie moet daar karakters is. Laat ons deur die karakters gaan. Ons eerste karakter is ouma Lien. Wie is ouma Lien? Ouma Lien is haar ouma, as Jana se ouma, wat baie bewys is. Wat doen sy? Sy wys vir Jana die sterre en vertel stories oor die naghemel. Ouma Lien is baie lief vir die natuur. Hou van sterre kyk en weet van baie dinge af. Nou gaan ons na die
niks karakter toe. Jana. Wie is Jana? Jana is 'n jong meisie wat by ouma Lien woon. Wat doen sy? Sy luister mooi na haar ouma se stories, leer oor die sterre en kyk saam na die naghemel. Sy is 'n baie nuuskierige meisiekind en leer graag baie van ouma Lien. Oustorm. Wie is Oustorm? Oustorm is 'n ou man wat saam met ouma Lien die huisie in Tankwa besoek het. Wat maak hy? Hy maak die huis skoon en hy sit by die vuur. Hy help om die huisie netjies te maak en hou van buite kuier. Kleinstom. Wie is Kleinstom? Hy is 'n kind wat saam met Oustorm by die vuur sit. Wat doen hy? Hy help tog vir die oom en eet saam met die anders. Hy is 'n familielid van Jana en hy hou om buite rond te kuier. Yuri, Lenkie en Deidre. Wie is hulle drietjies? Hulle drietjies weet ons nie wie hulle is nie, maar ouma en Jana hoor hulle lag en praat in die einde van die hoofstuk. Dit klink asof hulle drie dalk die geeste of stemme is wat ouma gehoor het. Dankie dat jy vir my geluister het.